Ok, kom ons probeer weer. Opstandingssondag. Halleluja. Ok, so my punt is, ek hoop regtig, julle het gekom om die Here te hoor, nie om my te hoor nie. Laat julle die verwagting sal hê om die Here te hoor. Want dit gaan hieroor. Opstandingssondag. Jesus se hele lewe en sy sterwe sou nie sy doel bereik het as hy nie opgestaan het nie. Paulus stel dit so, 1 Korinte 15 vers 14. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Ek wil graag hê jy moet dalk aan iets dink, een of ander droom wat jy het, né? En kom ons maak dit baie groot en ons sê 'n droom om 'n kasteel in Switserland te besit, né? Dit is 'n redelike verregaande droom. En as 'n mens daaraan dink, dan dink jy daaraan op so 'n airy-fairy manier, né? Dis nie iets reëel nie, dit is sommer net so 'n prentjie waarmee in jou kop speel. Ek dink nie dis alles bad nie, maar ek dink as dit die manier is waarop ons lewe, wel dan is daar 'n groot probleem. Waar as jy nou so 'n bietjie speel met daai gedagte in jou kop van hierdie airy-fairy kasteel in Switserland, en dan begin jy te dink, maar dis koud in Switserland, ek is nie regtig so seker dat ek daar wil bly nie. En 'n kasteel met al sy baie kamers, wie gaan dit skoonmaak? En dan dink jy, wel, dit kan dalk woes nice klink en so aan. Maar weet jy wat? Lekker knus huisie. En bedink nou maar jouself in van waar jy graag sal wil bly. Maar net 'n lekker huisie wat goed ingerig is, né? Dan raak dit meer realisties. Dis iets wat 'n mens kan bereik, né? En as 'n mens dan daaraan begin dink, dan begin die gedagte meer waar word. Dan begin dit weer meer word op 'n plek van, weet jy, as ek werk daaraan, kan ek daarby uitkom en ek kan hierdie huis koop en ek kan 'n huis hê. Maar solank ons te veel airy-fairy dink, dan bly dit net 'n droompie en dit bly iets wat nooit regtig kan waar word nie. Nou, kom ons open met gebed. Here, ek vra dat elkeen van ons vanmôre sal stil word voor U, regtig stil sal word. Here, dat ons al die ander gedagtetjies en rondkrap en so aan sal los, Heer. En Here, dat ons na U toe sal kom, na U sal kom luister. Maar Here, met die intensie om U te hoor. Here, op hierdie Sondag wat ons dit herdenk, dat U opgestaan het, Heer, dat U leef, dat ons dit sal reël maak in ons eie lewens, en sal sê, Here, spreek, ek wil U stem hoor. Vra dit in Jesus se heilige naam, Heer. Amen. Amen. Vandag se skriflesing kom uit Johannes 2 uit. Nou, Johannes 2 beskryf die begin van Jesus se bediening op aarde. Die kruisiging en die opstanding is aan die einde van Jesus se bediening. Maar in elk geval, Johannes 2 vers 12 tot 25 lees ek. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Die Paasfees van die Jode was naby en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape, duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duwe verkoop het hy gesê, vat hierdie goed hier weg, moenie die huis van my Vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disippels daarin gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het geantwoord, breek die tempel af
en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar in hierdie tempel gebou, en u sal dit in 3 dae oprig? Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daarin gedink dat hy dit gesê het, en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof gekom in hom, toe hulle die wondertekens sien wat hy doen. Nou, hierdie gedeelte uit Johannes uit. Ons het 'n soortgelyke gedeelte uit Lukas uitgelees net die ander dag. Maar Lukas beskryf dit aan die einde van Jesus se 3,5 jaar se bediening op hierdie aarde. Nou daar's mense wat sê, Johannes beskryf dit maar net hier, maar is dieselfde ding wat gebeur het. Well, ek dink nie so nie. Die Matteus, Mark en Lukas, as hulle die reiniging van die tempel beskryf, sê hulle niks van 'n sweep nie. Om waarheid te sê, hulle sê niks van die beeste en die skape nie. Hulle beskryf dit anders. En dan, aan die einde van Johannes se beskrywing vir hierdie gedeelte, dan sê hy in soveel woorde, terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was. Julle moet onthou, toe Jesus gekruisig was, het die Paasfees net begin, né? Met daai Paasfees was Jesus nie deel van die Paasvierings nie. Hy was deel van die eerste stukkie, ja, sy ete saam met sy disippels die aand. Dis nie dieselfde ding wat hier beskryf word nie. Jesus het hierdie reiniging van die tempel gedoen in die begin van sy 3,5 jaar bediening hier op aarde. Hy het dit weer gedoen aan die einde van sy 3,5 jaar bediening op aarde. In beide gevalle het hy daarna verwys na die heiligheid van die tempel, en die tempel staan daar as God se huis hier op aarde. Nou, ek kan daai hele ding en verder vat, maar ons nie heeltemal, dis nie die fokus volgend nie. Maar aan die begin van Jesus se bediening, doen hy dinge, nie supernatural nie wonderwerke nie. Hy maak 'n sweep uit touwtjies, hy vat hy sweep, en hy jaag die mense en die diere wat onheilig is. By onheilig bedoel ek, nie gefokus op dit wat God wil hê nie. Hulle is besig om handel te dryf, want mense kom na die tempel toe om te kom offerandes bring. Maar hulle kom van ver af, en hulle kan nie hulle skape en hulle beeste saambring al die pad. So, dan kom hulle tot in die tempel, en hulle kom koop daar. Daarmee was daar nie regtig 'n probleem nie. Okay, dit moes nie binne in die tempel gebeur het nie, maar dit was nie 'n groot probleem nie. Die groot probleem was, hierdie ouens het buitensporige hoë pryse gevra vir hierdie goed. Hulle het geld gemaak uit God se diens. En dis die probleem wat Jesus daarmee gehad het. Dan sê hy, heiligheid is om afgesonder te wees vir God. Nie om geld te maak uit God se gebooie uit nie, maar om afgesonder te wees vir God. Maar hy doen nie net dit nie. Ons sien daar dat hy het wonderwerke ook gedoen. Supernatural stuff het hy ook gedoen. Hy het natural stuff gedoen, maar hy het supernatural stuff gedoen. En hy het gesê, breek hierdie tempel af, sy liggaam, en ek sal dit in 3 dae weer opbou. Hierdie woorde van Jesus het in mense se koppe vasgesit. Nou julle het gehoor daar toe ek in Johannes gelees het daar gestaan, en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Jesus het gesê, hierdie liggaam gaan sterf, maar hy gaan weer opstaan. Fariseërs en die Sadduseërs sê, doen vir ons wondertekens. Jesus sê, julle sal sien. In Matteus 26 vers 60, nou is ons in hierdie tydperk waar Jesus nou aangekla word en al die dinge gebeur en dan word hy op die eind gekruisig. Maar gedurende sy aanklagte sien ons baie vals getuies het na vore gekom
en tog kon die raad niks teen hom vind nie. Eindelik het daar 2 vorentoe gekom en gesê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en in 3 dae weer opbou. Nou hulle lieg, hy het nie gesê, hy gaan die tempel afbreek nie, hy het ook nie gesê, hy gaan selfmoord pleeg nie, hy het gesê, julle kan hierdie tempel afbreek en ek sal hom. Nee. Maar ek meen, ons kan sien dat daai woorde van Jesus, van 3,5 jaar gelede, nee, hak in hierdie mense se koppe vas. Hulle sê, hierdie ou het hierdie goed gesê. Dan in Matteus 27 vers 38, saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar bygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskit en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Die gedeelte in Lukas wat dit beskryf, sê die mense het daar bygestap en gesê, aha, jy het gesê, jy kan die tempel afbreek en opbou, doen dit nou, ons sal ons in jou glo. Matteus 27 vers 62. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseërs by Pilatus gekom en vir hom gesê, meneer, ons onthou, dat toe daardie bedrieger nog geleef het hy gesê, na 3 dae sal ek uit die dood opgewek word. Nou praat hulle die waarheid. En hulle sê, meneer, kom ons doen iets hieraan. Want hy het gesê, hy gaan na 3 dae opstaan. En as dit sou gebeur, dat sy disippels die mense kan oortuig dat hy opgestaan het, dan gaan mense glo. So nou, seël asseblief die graf, sit wagte neer, sorg dat niemand hierdie skiem kan trek, en mense rad voor die oë kan draai, en sê, sim sarabim, kyk, Jesus het opgestaan nie. En Pilatus en die kerkhoofde doen dit toe nou, hulle seël daai graf, hulle sit klomp wagte daar neer, die hele ding, en ons weet wat het gebeur, Jesus het opgestaan. Jesus se hele lewe moes daarna toe gaan. Ek probeer nie vir julle sê, Jesus se hele lewe het net gegaan oor die sterwe en die opstaan nie. Maar Jesus se lewe op aarde moes daar eindig. Deur Jesus se hele stap hier op aarde, het hy die hele tyd daarna vorentoe gewys en gesê, hierdie dinge gaan gebeur. Ek gaan sterwe, maar ek gaan opstaan. En toe staan Jesus op. Nou, ons almal het al daai gedeelte gelees. Ons almal het die gedeelte al gelees waar Jesus dan nou aan Maria verskyn daar by die graf. Maar Maria herken hom nie. En dan wanneer Jesus vir Maria sê, Maria, en hy haar naam noem, dan sê sy, Rabboni. En dan besef sy, hierdie is Jesus. Maar sy besef het eers, wanneer Jesus haar naam noem en sy hoor dit. Ek het begin en vir julle gesê, nie na my kom luister nie. Luister met die doel om Jesus te hoor. Want wanneer jy hom hoor, dan word dit reël in jou lewe. Nou, Jesus se hele lewe het na daai punt gewys, vorentoe gewys. Sy sterf en sy opstaan. Dit het gebeur. Dit is 'n historiese feit, hoe hard mense ook al probeer, hulle kan nie daar rondom kom nie. Dit het gebeur. Maar wil vir julle iets anders sê, wat Jesus ook beloof het. Deur sy hele 3,5 jaar stap hier op aarde, het hy vorentoe gewys en gesê, maar daarna gaan ek vir julle die Heilige Gees stuur. Matteus 3 vers 11 sê Johannes die doper, ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het, maar hy wat na my kom, Jesus Christus, is my meerdere, en ek is nie eens werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. En Jesus homself het in Johannes 15 vers 26 gesê, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Heilige Gees, van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Julle sien, soos wat Jesus gebeloof het, hy gaan sterwe en hy gaan opstaan. Het Jesus gebeloof, hy gaan sy Heilige Gees stuur.
Die Heilige Gees is uitgestort, net so seker as wat Jesus opgestaan het. Matteus 23 vers 39 sê Jesus, maar ek sê vir julle, julle sal my vanaf sekerlik nie sien tot die dag kom, wanneer julle sal uitroep, loof hom wat in die naam van die Here kom. Handelinge 1 vers 10 sê, terwyl hy weggegaan het en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel sien opvaar het. Handelinge 3 vers 20-21, en dan sal daar tye van verkwikking van die Here afkom, en hy sal Jesus stuur, wat vooraf vir julle as die Christus aangewys is. Hy moet in die hemel bly, totdat God alles nuut gemaak het. Dit het God lank reeds gelede deur sy heilige profete gesê. 1 Korinte 11 vers 26. Elke keer as julle hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Lukas 18 vers 8. Ek sê vir julle, hy sal julle help en gou ook. Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Deur sy hele wandelinge op aarde, het Jesus gesê, hy gaan sterf, hy gaan opstaan. Jesus het gesê, hy gaan sy Heilige Gees stuur, wanneer hy opgevaar het na die hemel toe. En Jesus het gesê, hy gaan weer kom. Maar dan sê hy, wanneer hy weer kom, sal hy nog geloof op die aarde vind? Nou as ons nou vanmôre herdenk van Jesus se opstanding, dan moet ons mooi dink aan hierdie mense daai tyd. Hulle het gehoor wat Jesus gesê het, en toe sien hulle Jesus wat opgestaan het. En toe glo hulle. Nou glo het vir hulle beteken, hulle het alles anders waarmee hulle besig was, het hulle gelos, en hulle het Jesus se woorde gaan begin verkondig. Hulle het vir die mense oral gevertel van Jesus. Hulle het vir Jesus gaan getuig. Nou ek sê nie almal van ons moet predikers word nie. Maar ek sê vir julle, as Jesus sê, ek wonder of wanneer ek terugkom, gaan ek nog geloof op die aarde vind? Dan bedoel ek dit daarmee. As ons aan Jesus dink ons aan 'n kasteeltjie in Switserland, iets wat ons 'n mooi prentjie van kan skep, en kan dink, shit, dit sal oulik wees, totdat ons aan die praktiese dinge daar rondom dink, en dink, ja, dit sal lank vat met my Hoover Automatic om daai plek te stofsuig. En ons verwagtinge begin reël maak rondom Jesus, en sê, ek weet, Jesus het gesterf en opgestaan, ek weet, ek het reeds die Heilige Gees, en ek weet, Jesus gaan weer kom. Toe Petrus en Johannes by die graf aangekom het, lees ons die volgende. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom, en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê. Dis nou die doeke waarmee Jesus toegedraai was. Ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Nou, ek lees in hierdie week 'n interessante ding. Hulle sê, in die Joodse tyd, daai tyd wat Jesus gelewe het, wanneer Petrus en Johannes gelewe het, as 'n man by sy tafel gaan aansit om te eet, dan het 'n slaaf of meer, maar hierdie een slaaf wat nou eintlik die hoofbutler was, né? En dan is die tafel gedek en alles is reg gesit. En dan kom sit die mense en die hoof van die huis kom sit en hy eet. En as hy op enige stadium sou opstaan om iewers heen te gaan, dan vat hy sy vatdoekie, né? En hy sit hom in 'n bondeltjie, maar daar so neer. En dan sal hy opstaan en terugkom. Maar wanneer hy klaar geëet is,
en almal is klaar geëet. Nou, dan vat hy hierdie vadoekie van hom. Nee. En nou moet ek mooi onthou, dis net verkeerd om, askies. As hy gaan terugkom, dan sal hy hom netjies oprol of opvou en daar neersit. Maar as hy klaar geëet is, dan sal hy afvee en hom daar by die ander vadoekies gooi. Dat het allemaal daar lê. En dit sê vir die slaaf, ons het klaar geëet. Ja? Die slaaf staan so daar in die agtergrond, en dan staan die mense op, en die slaaf weet, okay, die ete is verby. Maar as hierdie vadoekie mooi opgerol is daar, dan weet hy, nee, is nog nie afdektyd nie. The master is coming back. Jesus het hierdie doeke van hom, die res van die liggaamsinne, daar neergesit, maar hierdie ene wat om sy kop was, opgerol, een kant neergesit, om te sê, ek kom terug. Nou, ek weet, daai storieetjie is, ja, maar, Jesus het ook in soveel woorde gesê, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet, dat ek in die Vader is, en julle in my, en ek in julle. Nou, Jesus het gesê, hy stuur vir ons sy gees, sodat ons, soos wat hy by die Vader is, by hom kan wees, en hy in ons. Jesus sê, wie my opdragte het, en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. Ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Die punt hiermee is, wanneer ek sê, ek glo in Jesus, en ek glo in sy sterf en opstaan, uitstorting van die Heilige Gees, en ek glo dat hy weer gaan kom, dan gaan ek dit lewe. Ek glo, Jesus is in my, met sy Gees. Ek glo in Jesus se opdragte, en daarom gaan ek dit doen, want ek doen dit met 'n realistiese verwagting, dat Jesus kom weer. Nou mense, ons moet nie dink, dat elkeen van ons is geroepe, om 'n predikant te word nie. Want dit is nie so nie. Maar elkeen van ons is geroep om vir Jesus te leef. En om vir Jesus te leef beteken om te sê, Here, ek is so dankbaar dat U my sondes vergewe het. En nou kan ek in vreugde gaan lewe. Vreugde in my werk, vreugde in my hobbies, vreugde in my hele lewe, sodat ek vir Jesus kan lewe. Die waarheid is, Jesus het geleef, Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan, Jesus het opgevaar na die hemel. Die Heilige Gees is uitgestort. En Jesus kom weer. Om te lewe in daai afwagting is om alles wat ek doen tot eer van God te doen. Amen. Amen. Here, ek vra dat U ons sal leer om te lewe met 'n realistiese verwagting in die wederkoms. En Here, nie een van ons weet wanneer dit gaan wees nie. Here, help ons asseblief om vandag te lewe met 'n realistiese verwagting vir die wederkoms. Here, dat as U vandag sou terugkom, dat U by my sal geloof vind. Maar geloof, Here, wat homself wys deur dade. 'n geloof, Here, wat mense rondom my sal help om U te kan sien. 'n geloof, Here, wat deur alles wat ek doen en sê vir U sal getuig. Dankie, Heer, in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal met deernis na julle kyk en aan julle genade betoon. Die Here sal julle gebede beantwoord en julle vrede gee. Amen. Amen.